Hallo almal, baie welkom by sessie 5 van ons kampanje van ons kursus oor die vrug van die Gees. En ons kursus se naam is die verweefdheid van die liefde. En ons het gesien dat liefde is soos 'n kleed wat ons aantrek. En hierdie kleed het verskillende fasette, het verskillende dele. En wanneer ons liefde aantrek deur die Heilige Gees, dan leef ons liefde uit. En wanneer ons liefde uitleef, dan leef ons die vrug van die Gees uit. Nou vandag, by hierdie sessie gaan ons stil staan by geduld. Nou kom ons lees saam Galasiërs 5 vers 22 en hier staan: maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld. Geduld. Nou as ons praat van geduld, dan moet ons begin by die geduld van ons hemelse Vader. En dit kan vergelyk word met die geduld van 'n boer of die geduld van 'n landbouer. Want as ons die konsep vat van vrug en ons kyk byvoorbeeld na 'n appelboom, 'n boom wat mens uit 'n saad uitplant, dan sien ons dit vat 'n hele proses om voedsame, heerlike, sappige appels voor te bring. Nou wat die landbouer eers moet doen, hy die saadjie vat, die saadjie moet ontkiem, dan moet die saadjie in die regte grond geplant word, op die regte tyd, dit moet kunsmis kry, dit moet water kry, dit moet plaagdoders kry om dit van teen siektes te beskerm, maar soos hierdie plantjie begin groei, het dit sondig nodig en dit moet ook op die reg gesnoei word en op die regte manier. En dit moet selfs op die regte tye van die jaar onder stres kom, droogte toestande beleef, sodat die wortels kan dieper skiet. En die geduldige landbouer weet dat om van 'n saadjie af appels te produseer, is 'n proses wat 7 na 10 jaar lank vat. En 'n boer of 'n landbouer moet geduldig wees met die hele proses. En wanneer hierdie boontjies begin blommetjies maak in die lente en die vruggies volg op die blommetjies en jy sprik daai vruggies te vroeg, dan is dit bitter en suur, maar daar's ook nie natuurlike suikers nie. En die landbouer raak nie ongeduldig daarmee nie. Ons hemelse Vader raak nie ongeduldig met ons nie, want hy weet solank ons aan hom toewy en ons in die proses van ons lewens, wat hy met ons lewens doen bly, dan gaan ons vrug deur die Heilige Gees kan voortbring. Nou, die Here Jesus is ons voorbeeld van wat dit is om geduldig te wees. Hy is geduldig met ons. Paulus skryf juist daarvan in 1 Timoteus 1 vers 16, dan sê die Here was geduldig met my, totdat ek tot redding gekom het. Ons moet ook God vertrou met ons lewens en geduldig wees in die hele proses wat ons lewens neem, waarmee God met ons besig is. In Lukas 9 vers 23 lees ons van die Here Jesus wat aan die woord is. Toe het hy vir die skare gesê: as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Elke dag julle kruis opneem en my volg. So die Here Jesus roep ons om sy volgelinge te wees, om disippels van hom te word, maar dit behels 'n proses waarin ons elke dag ons aan hom toewy, waar ons elke dag onsself weer verloon, ons eie ek elke dag weer prys gee en hom volg. En God is geduldig met ons, maar ons moet ook geduldig wees in die proses waarmee God met ons lewens besig is. Maar ons moet ons konstant en ons moet onsself die hele tyd aan die Here toewy. En wanneer sy Gees dan deur ons lewens begin werk, dan begin ons lewe vrug wys, soos hierdie appels wat hierdie geduldige landbouer produseer. Maar een van hierdie aspekte van hierdie vrug is geduld. En in Kolossense 3 vers 12 en 13, ons lees in Galasiërs 5 van die vrug van die Gees, maar die vrug van die Gees word ook in Kolossense 3 verduidelik. En kom ons lees vers 12 en 13, hier staan: julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis,
vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar as ene klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. So wanneer ons onder beheer van die Heilige Gees lewe, wanneer ons onsself elke dag aan die Here toewy en sy Heilige Gees ons lewens kan lei, ons lewe kan rig, dan is 'n gestalte van hierdie vrug is om met geduld te leef en geduldig te wees in die wêreld, maar geduld en vergifnis sien ons in hierdie verse loop saam. So wanneer ons geduldig is met mekaar, dan sal ons mekaar ook vergewe. En mag die Here elkeen van ons help om so in geduld en in vergifnis te lewe, en dit kom deur die krag en die werking van die Heilige Gees in ons lewens, en mag die Here ons so help. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die landbouer, die boer van ons lewens. Ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. Ons bid deur die Heilige Gees, dat U ons met die Gees sal volmaak, dat ons uit die krag van die Heilige Gees sal lewe, dat ons geduldig sal wees, dat ons met dieselfde geduld sal leef wat ons Here gehad het. Die Bybel beskryf ons Here se geduld as volmaakte geduld, en mag ons ook geduldig wees deur die Gees wat in ons werk en deur die Gees wat ons lei, en mag ons mekaar ook vergewe. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag julle 'n mooi week hê.